Ek is opgewonde en die gehoor is stil. Ek is opgewonde want die aircon is aan. So ja, ek gaan nou 'n gebedjie saam doen voor ons na die woord toe gaan. Ek wil begin by gisteraand. Gisteraand se woord, se tema wat ek gehoor het. Nie wat die werklike tema was nie, wat ek gehoor het, is our God is able. Our God is able. Afrikaans sê, my God kan. Nou ek wil hê jy moet mooi hoor wat die Here vir jou wil sê. Ek het gisteraand vroeër gesê, dis nie jou GPS wat jou hiernatoe gebring het nie. Nou Albert, hy het 'n gesegde wat sê, dis nie jou Ford nie, dis ook nie jou Toyota nie. En ek het genoem dat een van die intercessors, vrouens op ons span, het gebid en gesê, manne, God maak jou GPS aan manne se harte vas, wat in sentraal moet wees. En vanoggend se boodskap by Davie, wat ek gehoor het, en ek het dit opgevang, toe hy dit sê, toe hoor ek die stemmetjie wat sê, son, do you hear me through him? En dit wat Dewald gesê het, is as ek die woorde kan regkry, hy sê, manne, jy moenie hierdie naweek loop, as jy nie gehoor het wat God vir jou gesê het en gedoen het nie. So die nommer 1 van gisteraand is, God kan, God is able. Vanoggend sê God, deur Davie, hy sê, moenie hierdie naweek verlaat, as jy iets gehoor het, en dit nie doen nie. En dan wil ek begin by vandag sinne. En ek wil vir julle sê, gister is agter. Your past is at the back. Julle moet nou verskoon my Engels en my Afrikaans gemix. As jy Afrikaans is, het jy 'n tolk nodig. As jy Sesotho is, dan het jy soek 'n toloko. As jy Engels is, dan het jy 'n interpreter nodig. Die beste een in die wêreld is hier. En dis die Heilige Gees. En dis belangrik wat Davie vanoggend gesê het, moenie die naweek verlaat en nie na die stem luister nie. So, every race, every culture, you've got the best interpreter in the whole world. His name is Jesus, the Holy Spirit. My tema vir oggend is, gister is agter. Yesterday, it's on your backside. Tomorrow is in front of you. Môre lê voor jou. Ek het 'n paar fotootjies wat ek wil opsit. Ek gaan hom so rukkie oplos, dan sal ek vir Dewald vra om hom te verander of af te haal, dat ek weer daar op is. En dan net nou weer 'n ander fotootjie. So gaan ons aangaan, jy kan hy eers die enetjie opsit. OK. Gister is 'n welbekende storie. Ek weet nie by julle nie, maar by my is dit. Jy onthou jou gister soos nou. You always remember your past as is
It is happening just now. Maar môre is baie, baie onbekend. Stem julle saam met my? Gister is 'n baie bekende ou. Maar môre is baie onbekend. Ai, ou Dewald, jy het wonderlike werk gedoen. Hy is perfek, ou broer. Dewald was die fotograaf. Ek was die fotograaf. Anton het my gehelp. Nee, daai was 'n pel wat van die Kaap af kom, maar hy is eintlik 'n Vrystater. Ek het sy foto gesteel, maar ek het hom laat weet en sê, hoor hierso, ek gaan jou foto gebruik. Julle sien daai foto. Dis 'n pad, né? It's a road. But we're going that way. To the hills. Yesterday is on our backside. And you can't see much of yesterday. It's gone. But we still remember it. Every second of our life. Oom Piet sou nou vanmôre gesê het, hierdie wind wil hê ek moet die hele Bybel lees. Want hy blaai hom. Hey, ou Boeta, jy is 'n geseënde van die Here. In your past, something happened. Dat goede gebeur, wat ek nie wil hê nie, wat ek nie aan wil dink nie, maar hy's gedurig deur hier in die drom. Dan kom hy by my verby. Miskien is jy geskei. Miskien het jy jou vrou verneek. Ken julle daai ding? En die gehoor is stil. Oom Piet het gesê, miskien het jy 'n skêr. Ek weet nou nie hoe sê mens daai ding in Engels nie, want jy gaan hom nie direk kan vertolk nie. Maybe you've got a goose. Maybe your scare or your goose is only a photograph. She haven't got any clothing on. And you keep on remember yourself of that goose. Ai Here, wat het ek gemaak met die vrou wat jy eerste vir my gegee het? Miskien het jy vir jou vrou net liegstorie vertel. Miskien het jy vir jou pa gelieg. En nie een keer nie, sommer aanhoudend. En dit maak vir jou dat jy baie dink aan gister. You can't forget your past. Miskien het jy bankrot gespeel. En jy steek daar vas. Jy raak aan daar in die slaap en wonder, hoe sou dit gewees het as ek nog my besigheid gehad het? Hoe sou dit gewees het as ek my pa se besigheid bietjie beter bestuur het? En hierdie goed bly in hierdie drom maal. Want dit is agter. Nou onthou my tema is, gister is agter. Your past is gone. Yesterday, it's over. Ek het 'n skriffie wat ek wil koppel aan hierdie gedeelte. Dewald, jy het nie 'n wasgoedpennetjie of 'n ding vir my nie. Ja, hier's 'n groot wasgoedpennetjie. So, jy laat hy net nie loop nie. So, en stil staan, ja. Ek is nou redelik bewerig. Julle gaan nou sê, nou hoekom?
Hier was 'n ou hier agter uit my gesalf. He anointed me here at the back. Why are you jittery now? Nou oom Piet het gesê, hy kon brail lees. Onthou julle nog vir oom Piet? Paar manne. Hy sê as hy 'n paar kappe in het, dan lees hy brail. Maar hy het gelees. Nou, hoekom ek sê ek bewe, want dit voel of ek nou gaan brail lees hierso. Die skriffie wat ek wil lees vir julle, en ek gaan hom lees, is een skriffie. Een skriffie gaan ek vir julle lees. Dis opgeteken in Lukas, hoofstuk 9, vers 62. En ek het hierdie skriffie gebruik, dis nie wat daar gebeur het nie, maar dit is wat Sarel 1 vers 10 sê. My eie bewoording, my eie idee, dit wat God in my hart wakker gemaak het, om vir julle te sê, daarvoor gaan ek daai skriffie gebruik. Die skriffie gaan ek julle gou-gou inlig, wat het daar gebeur, en dis so 5-6 skriffies voor, vers 62. Dis waar Jesus geloop het, en hy het met sy disippels die evangelie verkondig. En heel eerste wat gebeur het, daar was 'n vreemdeling, nie een van die disippels nie. En hy het hom sommer so op 'n afstand gesê, Here, ek sal jou volg. Net waar jy gaan. En daar was nog 'n ou. Jesus het daai ou geantwoord, toe hy vir hom gesê het, hoor jy, ek sal jou volg, net waar jy gaan. Toe sê Jesus vir hom die volgende woorde. Jesus sê vir hom, die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel het neste, maar ek, die seun van die mens, het geen plek om sy hoof neer te lê nie. Nou die rede hoekom ek na hierdie skriffie toe gaan, spesifiek, hy is hier op my notas hier. Ons het hierdie naweek beplan, ons moet vir die sprekerskamers bespreek, en ons moet die praise and worship ouens uitsort, en dan is dit nou, okay, ons het soveel kamers nodig. En my oudste seun, hy sou nie gisterand hier gewees het nie. Met ander woorde, ons beplanning rondom die kamers was reg. Ek en nou ou HP, ons sou 'n kamer gedeel het, en dan so in die ry af. En as HP nou vanoggend gevlieg het, of gisterand hy sou vanoggend vlieg. As hy gevlieg het, dan kom ou Anton vroeg vanoggend in, dan deel ek en hy weer kamer. En gisterand toe hulle nou so 'n bietjie laat, toe ou JP uitklim en ek groet hom, toe sê ek slaap oor. En my vraggies, my oudste seun, hy het besluit, hy kom al gisterand, hy wil ook oorslaap. Toe besef ek, wat het Jesus hier gesê? Want ewe skielik toe Sarel nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Toe Sarel nederig genoeg en sê, Happie, slaap jy hierso? Boeta, slaap jy daar? Ek sal bed soek. En gelukkig is hy 'n man wat 'n kamer het met 2 beddens. Maar wat Jesus hier bedoel het, kom ons lees eers vers 62. Vers 62 sê, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Daai skriffie wil ek vanoggend gebruik om vir jou te sê, gister is verby. Daai skriffie het ek gebruik om te sê, gaan ons ploeg in die hemel, sê gou vir my. Gaan ons ploeg daarbo? Hey, julle is doodstil. Ek gaan nie ploegie. Hierdie boek sê, ons gaan God se naam van vanmôre tot vanaand, gaan ons aanhou en aanhou en aanhou, sê dankie.
Met ander woorde, hierdie versie sê, hy wat sy hand aan die ploeg slaan, hier in die wêreld, by jou werk, daar by jou kinders, in jou huis. As jy wil agter toe kyk, dan is jy nie geskik vir God se plan hier, vir jou nie. En dis hoekom ek hierdie versie gebruik het, maar hierdie was nie Jesus se bedoeling, toe hy praat nie. Toe hy vir hierdie manne sê, maar ek het nie 'n plek om te slaap nie, julle het. Want die ou het gesê, hy sal hom volg waar hy kan, of waar hy gaan. Die volgende ouens het gesê, hoor hierso maar sê net vir ons, wat moet ons doen? Ons sal dit doen, ons sal jou volg. Toe sê Jesus, nou volg my. Toe kom daar ouens wat sê, wag, laat ek net my vrou en my kinders gaan groet. Die ander ou het gesê, wag bietjie, ek het belangrike sake om te doen. Ek moet eers my broer se seun of wat ook al gaan begrawe. Eintlik wat Jesus hier bedoel het, as jy hom wil volg, if you want to follow the king of all kings, is unconditional. Onvoorwaardelik moet jy bereid wees om te hoor wat die boodskap gisterand gesê het. Hy het gisterand gesê, my God kan. My God is able. Vanoggend toe sê die wêreld, don't go before you turn by the king that can. Moenie huis toe gaan voor jy nie gedoen het wat God sê hy kan doen nie. Hy sê hier om jou hart te verander. Maar jy gaan die choice moet maak. Hy roep vanoggend, hy sê, gister jou past is agter. Jy kan hy fotootjie change, terug na die kamera toe. Is julle happy dat ek hierdie skrifgie gebruik om vir jou te sê, gister is agter? Dis nie wat Jesus daar bedoel het, maar wat hy vanmôre bedoel. Jy is hierso. Yesterday is gone. Ek dink daar is 'n liedjie wat sê, yesterday's gone, sweet Jesus. Is dit die regte woorde? Dis nie die regte woorde nie. Dis my melodie. Dis myne. Daar is die regte een. One day at a time. That also mean yesterday is not part of it. That also mean yesterday is not part of one day at a time. Ek wil eerste daar wees. Want ek is die eerste ou wat my drom besig hou met gister. Fotootjie 2. TV, ekskuus ek laat jou hardloop. Wat sien jy daar? Ek weet is ek. Daar is ek. Down. Daar is ek moedeloos. Want as goede wat hier gebeur, en dit wat hier gebeur is ons gegerf voor. Wat God sê, maak, man, is ons kampversie. Hier was die ou van Bloemfontein. Toe ons nou begin bekommerd raak hierso oor die voorbereiding van hierdie goed en ek sê ek het senuwees. Hy sê, broer Sarel, ek verstaan nou nie lekker nie, julle Bybel hier in die Goudveld het seker nie daai versie in Filippense wat sê, maak al jou begeertes voor God bekend. En hy sal dit vir jou gee. Toe druk hy my nou in 'n blik om te sê, my Bybel het nie daai vers nie. As jy moedeloos is, dan voel jy daar. Jy voel jy kan nie meer nie. Maar ek wil jy vanmôre uitnooi. Kom daar. As jy moedeloos is, gaan nee toe man. Maak nie saak waar jy is nie, as jy in jou Milieland, is jy daar by die werk, is jy waar, gaan nee toe. Hy, wat jou geformeer het, verstaan jou beter as jyself. He said he formed you in your mother's womb. Exactly how he wants you.
presies as jy wil hê, het hy jou geweef in jou moederskoot. Maar ek vergeet dit. Maar op my knieë word ek geherinner, hoor hierso maar my God, hy kan. Hy kan, ek kan nie, hy kan. Ek is 'n geskeide ou. Nou hoe kry jy gepreek? Weet jy wat? Die evangelie van Jesus. Hy word uitgedeel in brood. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie is Jesus? Jesus is die seun van God. Ja, ons weet dit, Sarel. Weet jy wat? God het sy seentjie uitgehaal, dat jy en ek kan besef, hy is die brood van die lewe. Hy sê, as jy van hom eet, sal jy nooit weer honger word, nie, nooit nie. Nou die evangelie is 'n boemelaar. Wat is daai ding in Engels? Is it a right word? Hobo, is it a right word? Beggar! Jesus se evangelie is soos 'n boemelaar, 'n bedelaar, 'n beggar. He found a piece of bread. He doesn't need crockery and cutlery. Jy breek hom so, en jy gee vir die ander beggar wat honger is, gee hom net. Hy weet wat om daai ding te doen. Jy hoef hom nie te vertel nie. As jy vir 'n beggar 'n stuk brood so afbreek, Davie, dis reguit mond toe. Reguit mond toe. Doesn't matter if he's Sotho, doesn't matter if he's coming from Nigeria, it doesn't matter he's coming from South Africa, he cares about the piece of bread you're giving him. He's gonna eat it all. Hy gaan al die brood eet wat jy vir hom gee, Takalani. Dis die evangelie. My skeiding tussen my vrou en my kinders het my gebreek. Dit was nie daar nie. Gebruik hierdie foto om vir jou te net verduidelik hoe voel dit om moedeloos te wees. Want toe ek 'n priester, 'n profeet en 'n koning vir my kinders moet wees, toe kom al die vyand my uit die game uit. En my kinders, en my vrou het seer gekry. En daar was hy meer daar, om vir hulle te sê, ek weet hoe om hierdie brood te eet. Vat 'n stukkie brood. Miskien sit jy vanmôre hier en jy voel dieselfde. Ek praat nou nie net van egskeiding nie, miskien jou besigheid. Julle moet my verskoon. Ek het baie notakies hierso. Maar hulle beteken niks. Want God se wind waai hulle teen mekaar. For a reason. He wants me to tell you exactly what he says right now. Amen. Amen. Miskien voel jy so vanmôre. Here, vergewe my, ek gaan weer notas toe. My oudste en my jongste steen. Ek wil hulle nou nie uitsonder nie, want die oudste een is hier en die jongste een is in Amerika. My verlede, my paas, het gemaak, Boeta, jy het nou nie geweet ek gaan dit doen nie. Vergewe my. My agter, my paas, het gemaak, dat my oudste seun, sy enigste bakkie, wat hy gekry het, dat hy hom gaan verkoop by 'n casino, terug dorp toe waar hy bly, en 'n week gevat het, en hy het sy 40 of 50.000 rand uitgedrink.
Nou kom ek by hom en sê ek, Boeta, wat is jy mal? Nee, papa. My oudste, hy laat my dink aan koning Jesus. Hy sal doodstil bly en die pak slaaf vat. Hy sal seer wees, maar hy sal nie praat nie. Maar net hy dan geweet, hoe eina is hy se hart, oor Dadda se past. My jongste seun, hy het nie net sy bakkie verkoop en hom uitgedrinkie. Hy het gegaan en hy het gesê, man, brandewyn, het die brieke nie, maar hy is te lig vir my. Hy het gegaan, hy het sy bakkie wat hy ook gekry het hy verkoop en hy het uitgesnork. Soos Johnny Lou sê. En dit het gemaak dat ek so kom in my lewe. Ek het gedink, Here, asseblief man. Ag, ek kan nie meer nie. Miskien sit jy so, miskien is jy moedeloos oor jou vrou, oor jou kinders, oor jou besigheid, soos ek reeds gesê het. So 'n paar weke terug het ek 'n pel. Hy sê vir my, ou Sarel, ek voel soos die grootste washout. Ek voel useless. Ek sien meer kans om aan te gaan nie. Ek sê, nou wat nou, Boeta? Hy sê, ek gee nie om nie. Maar volgens mense is ek useless. En dadelik, terwyl hy dit sê, toe kom koning Jesus en hy sê vir hierdie ou, sê vir hom, I came for useless people. I came for losers. Ek beloof julle, ek het amper my fort gerol. Ek was nog nie by die huis nie. So hy, Boeta, moenie worry nie. Moenie worry nie. Maak nie saak wat maak jou moedeloos vanmôre nie. Kom op jou knieë. Onthou jou krag kom van God af, nie van jou doen en late af nie. Jou krag kom nie van om met jy 'n Toyota of 'n Ford ry nie, nee. Jou krag kom van God af. Ek dink ek het wedergebore geraak. Jy moet nou antwoord. Wat hierdie ding betref. Ek kom nogal reg met hom. Ai, ek is bekeerd vanoggend. Ek voel nogal happy, want ek is nie gewoond in hierdie ding, man. Hy wil nie lekker saam met my werk nie, my hand gaan die kant en die mond gaan die kant toe. Ek het 'n skoolmaat, ek het hom nog nooit weer gesien na skool nie. En dit is seker, het is seker 30 jaar. Hoe lank is ons uit die skool uit, Gert? 35 jaar. En hulle laat weet my, hoorie, maar hierdie Boeta van ons, hy het kanker. Hy is al 5 of wat maande in die hospitaal. Ek het nie vir hom gebel en vir hom nou begin bid totdat hy bewe en nee. Al wat ek gedoen het is, ek onthou jou, ou Boeta. Ons dink aan jou en ons weet, is net God wat kan beter maak. Dis al wat ek gedoen het. Weet jy wat? Vrydagoggend toe ry ek nou vroeg hiernatoe, gisteroggend. Kom maar WhatsApp deur. Dis Boeta. Dis die pel van die skool af. Hy sê, luister hier, ek is 2 weke by die huis. Hy was 5 maande in die hospitaal. Ek is nou 2 weke by die huis. Ek wil net vir jou sê sterkte vir die naweek. En dan voel ek, Here, dis net U. Hy gaan vir sy bestraling, hy gaan vir sy behandeling, maar wat ek by jou wil tuis bring is, jy is daar vir 'n rede, net om vir die volgende ou, net 'n stukkie brood te gee, sonder Engels, sonder Afrikaans, sonder Sotho, sonder bylaas, sonder reëls, sonder regulasies. Hier is die brood van die lewe.
Dis hy. Al wat jy moet doen, vat hom en gee hom. Don't preach it. Practice it. Moenie hom praat nie, leef hom. En vanmôre staan ek in my hande saamgeslaan. Hierdie skrifgie sê, as jy wil ploeg, met ander woorde lewe, if you want to plow, if you want to keep your business here on earth, if you want to still be in life for tomorrow, don't look back. Nou, Angus het hierdie skrifgie al baie gesê. Hy sê, if you go and plow the land, en nou moet ek Afrikaans praat, dan ploeg jy die eerste ry, wat noem jy hom? Aanvoer, wat is dit in Engels? Ek weet ook nie. Maar dis die eerste ry wat die trekker loop. Jy kry vir jou 'n baken aan die ander kant en jy korrel hom en jy kyk hom en jy ry hom en jy kyk nie agter toe jy ry baken toe. Dan kry jy daai aanvoer. The first row is straight as arrow. Then the rest of the land, you only put your wheel in the first row. Jy sit jou wiel weer in die aanvoer. Dan het jy nie nodig eers om te kyk nie. Die trekker loop in die aanvoer, reguit, ry. En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê. Maar vat nou daai ou wat die eerste ry ploeg, die aanvoer. Take the guy for the first row and tell him, every 5 meter, look 5 seconds back. Then the steering wheel is going like this, 5 seconds. The aanvoer is looking like that. The rest of the land is also going to look like that. Amen! Amen! Ag, maar dit is mos ek op die foto, nee. So ek hoef nie met 'n mic daar te wees nie. Volgende ene. Your past doesn't, daar slaat ek vas met die Engels. It doesn't form your future. Dit wat agter is bepaal nie wat voor is nie. Daai is oupa se liefie. Maar is Anton se engel. Miskien is jy 'n oupa vanoggend, ek het nooit gevoel het om 'n oupa te wees nie. Maar toe ek kom kry. Daar's nie woorde nie. There's no words to tell you how it feels to be a oupa. It's not grey hair. It's nothing to do with grey hair. Daai meisiekind is op 3 of 4 maande met kanker gediagnoseer. Daai klinkie. En dan het ek myself teruggevat daar in die land toe, daar waar ek op my knie is, daar waar ek moedeloos is, en sê, Here, ek het gebid vir my kinders, ek het gebid vir Anton, ek het gebid vir Marco. Jy kan. Maar nou, ek bid vir die kleintjie. Ek kan nie, ek kan. En ek dink daar was 'n paar 100 mense oor Suid-Afrika wat gebid het. Daai kleintjie is 5 maande omtrent nou kankervry. Omdat ons geglo het op jou knieë, in jou land, in jou werksplek, in jou huwelik, intussen jou pille. Oupa, in die oue tuis, God is daar. En hy soek pa, seun, oupa op die slagveld. Want everybody in South Africa is clueless right now.
But you and me are the priest, the prophets, and the king of King Jesus. Amen. And you sitting here this weekend, you can't decide what did you hear last night. The interpreter of the Holy Spirit said this morning, don't leave this farm because before you made a choice. En vanoggend sê ek nou vir jou, Boeta, gehoor gisterand, gehoor vir Dewald vanoggend, gehoor die Gees nou. Yesterday is agter. One day at a time, ek sal hom nou nie weer vergeet nie. Ek het nie woorde nie. OK, ek het nou vir julle rukkie besig gehou en vir julle gesê, los tog net vir gister uit. Please leave yesterday alone. Verstaan julle daai ding? Daar's net een amen. Verstaan julle, los gister uit? Amen! Amen! Hey, jy hoort in die gehoorpel. Wie is jy? Hey, daai ou het 'n amen wat die kort. Daar's nog, ag nee, ek dink ek moet julle weer gister toe vat. Kan ek maar? Daar's net een gister. There's only one yesterday you're supposed to sleep at. Daar's net een gister waar jy mag gaan en jy is veronderstel om daar te gaan slap. Die middelste ene. Wie sien is die middelste ene? Julle is maar saggies. Jesus! Kom aan, Jesus! Nog 'n keer, Jesus! Hy het gesterf daar. Nou ek het 'n skrif hierso, ek gaan hom nie lees nie, ek gaan hom in my woorde lees. En ek glo, tot die ouens van Bloemfontein, hy is in hulle Bybel ook. John 3:16. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehaat. Jy is deel van die wêreld. Dat hy sy enigste seentjie, the only begotten son, hy het hom uitgehaal en gesê, vir jou spaar ek nie. Want vir hierdie is ek te lief. Dis die enigste gister waar jy mag gaan. En ek mag gaan. Golgotha. Weet jy wat? Ons hart loop weg van daai dinges want ons is te trots. Ek wil nie daar op my knie kom waar ek alleenig is of voor my pel is en sê, luister die Boeta, ek het die brood van die lewe gekry. Wil jy 'n stukkie hê? Dis nie nou tyd vir kerkie. Hierso is nie die plek van die evangelie nie. Ek glo julle het ook hy gehoor al. Kom ons gaan bietjie 2022 jaar terug met my lewe in perspektief en ek gaan terug soontoe. Nou, vir jare hoor ons nou al hierdie van Golgotha. Nou, hoe kan ons dit glo? Hoe kan dit al vir jare op die map wees? Vir jare praat mense al hierdie ding. Daar's miljoene, duisende kerke wat hierdie deel van hulle lese is. Ons glo in 'n drie-enige God. Meeste kerke, dit is deel van hulle. Maar die kerk is te bang om te sê, luister, kom hier Boeta, Jesus het jou lief.
Net soos jy is. Oor die eeue heen leer hulle vir ons, hoor jy so verander net bietjie. Jou spraak pas nou nie by jou nie. Change net 'n bietjie op woordeskat, dan gaan Jesus jou like. Hulle lieg. Want ek het so gevoel. Want vir 3 dae kry ek reg om my woordeskat te verander. En die volgende 3 dae van die week, I'm down in the dumps. Because I can't perform so that he can love me. He loves you as you is. Hy vir jou lief soos jy is. En ou Johnny Lou het so 'n klein klippie wat hy gemaak het. Wat hy sê, hy sit in 'n kar by die strand met 'n 9mm en 'n bottel brandewyn. Ek weet nie of julle hom daai ding al gesien het nie. Wat is daai klippie se naam? Wilde Hart. Wilde Hart. So 'n klein klippie, gaan Google hom. Sit hy agter die stuurwiel en slaan hy daai groot bleskop van hom so teen die stuurwiel. Dan is die stemmetjie wat daar sê, maak klaar. Maak klaar. Maak klaar. En hy sit met die 9mm. En dan kom 'n klein dogtertjie wat daar op die strand speel. En sy sien maar daar kom 'n pa aan. En sy hart loop so oop arms. Na Bella toe. En Johnny Lou besef, maar Jesus is lief vir my soos ek is. Net soos jy is vanoggend, is hy vir jou lief. Hoekom glo ons Johannes 3 vers 16? Jesus, you said so. I believe it. And that's it. Engel sê nou, that settles it. Jy het so gesê, ek gaan dit glo, en dis dit. Jy het my lief gehad, jy het jou seun uitgehaal, ek glo dit. En dan kom hy, en hy kan doen wat hy wil in jou lewe. Nou hierdie boodskap van Mighty Men, is priester, profeet en koning. Dis die regte volgorde, nee. Priest, prophet en king. Dis die boodskap. Dis hierdie boek. Nou hoor net hoe awesome is hierdie boek. Hoor hoe awesome is priester, profeet en koning. En julle weet dit. 'n Priester, hy vat sy volk se moeilikheid na die God toe van die heelal. A priest take the problems of your house to the king of all kings. Nou ons boodskap is priester, profeet en koning. Dink nou net so in jou gedagtes, as hierdie 3 goed reg is in jou lewe, hoe lyk jou huis? As hierdie goed reg is in jou lewe, hoe lyk jou besigheid? As hierdie goed reg is in jou lewe, hoe lyk Suid-Afrika? Dis wat 'n priester doen. Hy tree in by God vir sy volk. Boeta, jy's 'n priester vir God. Jy moet jou huis se moeilikheid na God toe vat. Vir hom sê, Dada, I love my family. Sort them out. 'n Profeet, 'n prophet, 'n profeet is wat vir sy land gaan sê, so sê die Here. Thus said the Lord. Weet jy wat? Jou seuns en jou dogters en jou kleindogters, hulle soek oupa, hulle soek 'n pa. Dat sy handjies in die lug gaan gooi en sê, ek soek my oupa, want oupa hoor by God. Jou kinders soek jou as pa, want hulle weet, jy hoor by God.
Moenie laat hierdie klokkies en liggies van die wêreld vir jou anders se goed vertel nie. Moenie laat hulle vir jou vertel, jy moet 'n Isuzu ry, of jy moet 'n Ford ry, of jy moet 'n Toyota ry, of jy moet 'n dokter wees nie. Nee! Jy moet 'n priester wees. Jy moet 'n profeet wees. Dis wat hulle soek. Gee jy dit vir hulle, Boeta? Jy wil jou lewe verander eers, om dit te wees. Weet jy wat? My Bybel, lees ek 'n ander storie, en nou wil ek sê, lyk my Suid-Afrika se Bybel het nie daai deel in nie. My Bybel sê, so God loved me, that he gave his son. Net soos ek is. Daar is nie maars en pats aan nie. Maar ons is mos geleer van kleins af. Ruk jouself reg, en God wil jou gebruik. Wow. Die derde een wat in hierdie boek beskryf word, is koning. Nou, al hierdie voorbereiding vir hierdie naweek was te overwhelming. En nou kan ek vir daai ou van Bloemfontein sê, hoor jy ou broer, ons Bybel het daai versie in, but it's overwhelming. Dit is te veel vir ons harte en ons koppe om te verstaan. Dan praat hierdie gewone plaasboer wat matriek nie eers geslaag het nie. Dan sê hy, ek is op my senuwees. Ons dien 'n God van harte. Errol, kry jy warm? Jy moet nie slaap aan jou, Boeta. Ou Errol sit so met die hoedjies oor die gesig, die son vat hom. Ons is amper klaar, Boeta. Moenie probeer perform, sodat jy in God se goeie boekies kan kom nie. Ons het 'n God van harte. Hy soek jou hart. Dewald se boodskap, ek kan nie eens mooi onthou wat het jy gesê vanoggend nie, maar daai boodskap sê, hy soek 'n opregte, 'n lewendige verhouding. Ons God is 'n God van harte. Nie dooie harte nie, lewendige harte. En hy soek 'n lewendige verhouding. Hier, terwyl jy ploeg, terwyl jy plant, terwyl jy sweet, terwyl jy jou vrou vry. Hy soek 'n lewendige verhouding. Ek wil jou deal aangaan. Kry priester, profeet en koning in jou lewe hierdie naweek reg. Ek promise jou, as jy by die huis kom met jy 'n vryheid 1000. Sy gaan jou vry, Boeta. Jy gaan vir haar sê, "Wokai, stop die lorry, ek kan nie hierdie gevryheid hanteer nie. Want jy is die priester van die Almost High. Jy is sy profeet, man. Gaan sê vir liefie, weet jy wat? Dewald, ek weet nie of jy dit ook gehoor het by hom Angus, daai tyd met die Mighty Men konferensies nie. Hy sê, boys, go back to your house. If you get out of your car, get on your knees. Crawl to your liefie. Crawl to your liefie and tell her, I'm sorry. Dis wat Sarah vanoggend vir jou, weet jy, ek het dit gedoen. Ek het dit gedoen by my weggenoot. Ek hoor julle hoor nie mooi nie. My weggenoot is my vorige eggenoot. Ek het dit gedoen. Weet jy hoe bold laat dit jou voel? Dit laat jou voel. Ek is in diens van God nou. En oom Angus het nog ietsie gesê. Hy het gesê, boys, go back. You owe people a lot of money. But you are a coward.
You don't pay them back what you owe them. You've got excuses all over and over again. Dis Hom Angus se quote woorde. Hy gebruik net beter Engels. Sarah het dit gedoen. Ek het eers, ekskuus. Ek moet nou leer om bekeerd te wees as ek wil snaakse geluide maak. Ek het gegaan, ek het eers by my vrou gekruip en van gesê, Lovie, ek is jammer. Ek is jammer. Sy sê, wat bedoel jy nou? Ek sê, ek is jammer. Ek het nie gedoen wat God gesê het, ek moet doen nie. Nommer 2, die volgende dag, toe klim ek in my karretjie, en ek ry na die grootste oom toe in Wesselsbron. Dit was nie oom, wat is die oom van die sweiswerke? Oom Rikus, dit was nie oom Rikus nie. Hy was klein. Julle gaan nou weet die Wesselsbronners. Sy naam is oom Niels Barnard. Hy was so lank. Onthou julle hom? Ja, dit was 'n groot oomie daai. Ek wonder of hy nie vir daar's 'n ander boer, ou Boeta, of hy hom bietjie beat nie. Ek stap na daai oom toe, ek skil hy oom R1000. Ek sê vir hom, oom, ek staan vanmôre hier voor jou, nommer 1, ek het by my huis begin. Ek het vir haar gesê, ek is jammer, want weet jy wat het Sarel gedoen? Sarel het vir sy vrou gesê, gaan reël gou daar vir 'n afbetaling. Dan klim my vrou uit. Sy loop kop onder sy boom, maar ek kan ook sien haar bors dan breed. Ek weet dit vandag. Vandaag het ek nie geweet nie. Dis jou werk. Om uit die kar uit te klim en vir die skuldhuisder te gaan sê, luister hier, ek skuld jou geld. Nou staan ek voor hierdie oom, nou ek is self lank. Nou kyk ek hierdie oom so op in sy oë. Terwyl ek voor hom staan en ek het nie geskree nie. Ek het met hom gepraat, want ek het nie woorde nie. Ek sê vir hom, oom Niels, elke sent wat ek jou skuld, ek gaan dit vir jou teruggee. Terwyl ek dit vir hom sê, loop daar op daai groot oom, skrook 'n groot trane oor sy wange. Hy sê, weet jy Sarel, jy het iets vanmôre my wakker gemaak. Ek wil hê jy moet vanoggend hier uitstap. Hierdie naweek is nog nie verby nie. Miskien sit jy hier vanmôre en jy het 'n huwelik wat verby is. Hy's afgehandel. Hy's weggebêre in die argiewe. Maar jou eina is nog nie afgehandel nie. Miskien sit jy vanmôre hier so en sê ek het 'n besigheid. I owned a business once, but it's lost. Die ek dink julle kan daai Because He Lives net die eerste versie saggies sing en dan gaan ek gereed wees om saam met hierdie manne te sing. Miskien sit jy vanmôre hier so en sê ek het soveel foute gemaak. En ek bly terugkyk na gister. Boetas, gister is agter. Jy kan niks doen. Niks om gister te verander nie. Ja, jy kan teruggaan. En jy kan vir iemand gaan sê sorry oor wat ek gedoen het. Dis wat jy kan doen. Maar daai seer wat jy daar veroorsaak het, kan jy nie wegvat met daai woorde nie. Miskien sien jy nie kans vanmôre nie oor jou yesterdays. Ek het nou klomp goede genoem hierso. Miskien is jy moedeloos oor jou kinders, moedeloos oor jou vrou, moedeloos oor jou Toyota. Ek ry ook 'n Ford. Terwyl Davie so daai een liedjie se eerste versie saggies gaan sing, of net musiek maak, net soos hy wil. Ek het klomp goede genoem. Ek gaan nie vir jou vra, steek jou hand op nie. Maar ek gaan vir jou vra, as een van daai goede, wat ek oor gepraat het in my hele woord,
jou hartsnaar getrek het. En jy wil sê, Vader, ek staan vandag, die 24 September 2022. Today, I'm going to stand up and I'm going to draw the line in the sand. And I'm going to tell the devil, no more. No more. Dan wil ek hê, jy moet opstaan en hier voorkom staan. Enige iemand, as jy voel, die Heilige Gees het met jou gepraat vanoggend, kom staan hier so. God sent His song. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died. As jy voel vanmôre, To buy jy moes priester en profeet en koning in jou huis beter gewees het, dan hoort jy ook nie. empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, behold the future, and life is worth the living just because you live. Dit gaan nie oor dat jy hiernatoe geloop het. Dit gaan oor jou hartskeuse. Miskien sit jy daar in die stoel en jy het hierdie choice gemaak en gesê, that's it. Jy moet 'n erkenning maak in jou hart. Hierdie help jou net om te glo wat jy besluit het. Vader, vanmôre, dis amper middag. U is 'n asemrowende God. You are an awesome God. If it's only for one, I will do it again. En Here, U is 'n harte God. U is 'n harte God. Kyk die manne se harte. Hulle is geploeg. Miskien is hulle aanvoere kromkongrig gewees. Miskien is hy hier vanmôre, sy aanvoer is reguit, maar hy het self agtertoe geklim en gekyk en uit die aanvoer uitgeklim. Ek bid dat U deur die Heilige Gees hulle oë sal vestig op môre. Môre, bepaal jou ore môre. Yesterday, it's on your backside. Ek wil vra vanmôre, Here. Hierdie manne het brood gekry.
Wys hulle om die brood net met hulle hande, hulle lewe te breek. Vir iemand te gee wat honger is. Gee hom net, sal hom eet. Ons sê vir jou dankie vanmôre, vir elke besluit wat hier gemaak is. Van hier voor, van die verhoog af tot agteruit. En Papa Vader, dankie dat Pa Angus ook nou rondom afsluit is. En U is so asemrowende God. Terwyl U is U daar. Ek bid dat die res van hierdie naweek sal loop so seep. Dat die manne wanneer hulle terugry sal sê, ons God kan. Ek het 'n keuse gemaak. Ek gaan wegbly by gister. En ek gaan fokus op môre. En die res van die boodskappe volg. In Jesus se naam. Amen. 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 He lives. I can face tomorrow Because He lives. Because He lives. All fear is gone. Yes, it's gone. Because I know, yes I know, behold, The the future and life is worth the the living. living Jesus, because He lives. Come on guys, stand up with us. Because He lives. Kom ons staan, kom ons staan, kom ons staan. I can face tomorrow because all fear is gone. Oh, because I know, yes I know, behold the future and life is just the living because He Amen. Amen. Ek het nie gebid voor ek begin het nie. Kom ons bid gou, gaan begin ons weer. Hey, kom ons bid gou saam. Dankie Vader, dat die oordenking van my hart en die meditasie van my gedagtes tot eer en verheerliking van U naam was. Ons eer U. In Jesus se naam. Amen. Amen. OK. Kom ons bid gou saam. Vader, ons voel jou aircon. Hy blaas van die manne se rug af. En ons kry hulle sent en hulle aftershave reuk hier op die verhoog. Ek wil vanmôre bid wat reeds gebeur het van gisteraand af. Ons het nodig om die Heilige Gees se reuk op ons en die gehoor te hê. Dankie vir hierdie briesie wat so waai. Dankie vir ons praise and worship span
Maar meer dankie. Dankie vir U. Want as dit nie vir U was nie, ons sou dit nie gemaak het nie. Vanmôre is my gebed. Elke hartsnaar van elke hart. Every guitar string, every heartstring, pull it. Pull it, Lord. We need your finger on your heart and our heartstring. In Jesus' name. Amen. Amen. God sent His song. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave, He's there to prove my Savior lives. Because He lives, we can face tomorrow. Ouens, vrees is 'n gemorsbesigheid. Ons moenie toelaat dat vrees ons harte kom oorneem nie, want dis nie hoe dit moet werk nie. Want as die teenwoordigheid van die Here in jou lewe is, dan is daai goeie nie deel van jou lewe nie, nê? Nou, voor elke optrede, maak nie saak waar dit is nie, is my gebed, Here, laat ons minder word, sodat U meer word. Amen? Daar is hy. En hierdie volgende lied spreek presies dit wat in my hart aangaan. Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. All an empty world can sell its empty dreams. Got lost in the light when it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't want to leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. I let every second point to win.
Jesus is the only name. Jesus is the only name. Jesus is the only name to remember. Jesus is the only name. Jesus is the only name. Jesus is the only name to remember. Amen.